Goeienaand Suid-Afrika, 25ste Junie, 1900 Suid-Afrika tyd. Bietjie opvolg, bietjie met die Iran-oorlog. Sorry, ek was stil die laaste klomp dae, ek is baie besig, so ek het nie altyd tyd gehad om bietjie in diepte te gaan navorsing doen, informasie te kry, maar ek het bietjie informasie vir die oorlog op die oomblik. Daar het net gister 69 skepe deur die Strait of Hormuz gekom, gister alleen. Dit is 'n nuwe rekord van tydens die oorlog begin het. Vandat hy laas gesluit is in 28 Februarie tot nou toe, was dit nog een van die dae met die meeste skepe wat deur is, en dit word al hoe meer elke dag. So mense kan sien, die kommers is besig om in die gang te kom daar in die Strait of Hormuz. Dieselfde, jy kan sien dat direk gelink ook die olieprys wat nou al by $70 is. Onthou net voor die oorlog was hy $66. So hy is nou maar $4 'n barrel meer as wat hy was die dag voor die oorlog. Hy is ek lieg. Hy is nou laer as die dag toe die oorlog begin het. Die week voor die oorlog was hy 66, maar die 28ste nog voor die oorlog begin het, was hy al in die 70 gewees. Hy het stadig begin klim. En hy is nou laer as die dag toe die oorlog begin het. Ons sien dit hier by ons in die petrolpryse. Het al redelijk verder afgekom. Nou die petrolprys by ons is nog nie terug waar hy was toe die olieprys op 66 was nie. Dit sal kom met 'n bietjie tyd, want onthou, die olie wat nou begin vloei, bring die olieprys af, die olieprys kom af, petrol word goedkoper, maar die beperking olie wat daar was, moet eers bietjie weer aangevul word. Daar moet eers weer 'n surplus kom vir die groot impak om te sien. So ons petrolpryse sal redelik ver afgekom. En soos die opgaarplekke opgevul begin word weer in die beskikbaarheid van olie groter is, dan sal die petrolprys nog verder afkom as wat dit op oomblik is. En ons sien dit elke dag. So die fokus, president Trump sê die fokus van hierdie hele samesprekings van die volgende 60 dae bly op die Strait of Hormuz en die nukleerprogram, niks anders nie. Die hoofpunt is die nukleerprogram. Iran het nou al toegegee dat hulle sal 'n nuclear inspectors toelaat om te kom kyk na die plek, gereeld, en dan publiek sê hulle nee, ons het nie so iets gesê nie, maar agteraf het hulle, dis hoe hulle operate, hulle moet dan vir hulle mense wys, hulle is nog sterk. So dis wat tans op die gang is. Mense kan ook sien, die laaste paar dae, meer as 'n week of so al, het Iran nog steeds geen missiele of drones in hulle buurlande ingeskiet nie. Die enigste geveg wat nog bietjie in die gang is, daar tussen Israel en Hezbollah, en dit is ook al baie kleiner as wat dit was. Hezbollah bly 'n probleem, hulle is selfs 'n probleem vir Lebanon. Lebanon en Israel wil vrede hê en saam mekaar werk, maar die probleem is Hezbollah wat daar in Lebanon bly, en die Lebanon regering het nie beheer oor Hezbollah nie. Hezbollah is bly 'n terrorisorganisasie wat gesponsor is deur Iran. En hulle gaan nog steeds krap waar het nie juk nie. Hulle het nou in die laaste paar dae weer projektiele en rockets en goed in Israel ingeskiet. En nie net in Israel nie, maar ook in suide van Lebanon, waar die Israeliese soldate ontplooi is. En daar's 'n paar Israeliese soldate gewond en oorlede in daai skirmitselinge. Maar daai gaan nog steeds aan. Iran wil dit nou gebruik. Hulle wil daai gebruik om die peace talks te stop. Hulle wil dit nou as leverage gebruik, maar dit werk nie vir hulle op die oomblik nie. So dis basies wat aangaan op die oomblik. Ons kan sien dat alles beweeg in 'n goeie, die markte is op, oliepryse is af, petrolpryse kom af, nog nie by hulle nie, maar as vir ons stel. So hoop dit kom ver genoeg af, nie net bietjie nie, dit behoort af te kom, maar ek hoop nie net bietjie nie, ver, soos wat dit was voor die oorlog begin het, want dis waar die oliepryse omtrent nou klaar terug is, amper. So ons sal sien wat daarin verder gebeur. Hoop die government steel verder van julle af, maar hier in ons kan sien ons daarom die resultate is onmiddellik daar. Dis dan vir vandag, sien julle later, as ek weer nuus het. Geniet die dag verder. Cheers.